Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel. God lei jou elke dag. Het jy al ooit gevoel asof jy verlore en alleen is? Hoor wat skryf Jeremia in Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Is jy bewus daarvan dat die Here presies weet waar jy is en wat jy nou ervaar? Sy oog sien sekerlik jou in jou omstandighede waar jy nou is raak. Die skepper van die heelal het 'n unieke plan vir elke persoon. Paulus skryf aan die Efesiërs in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. David, 'n man na God se hart, het dit pragtig uitgedruk in 2 Samuel 23 vers 1 tot 5. En dit is die laaste woorde van David. David spreek, die seun van Isaai, die man wat hoog geplaas was, spreek die gesalfde van die God van Jakob en die lieflike in die sange van Israel. Die gees van die Here spreek in my en sy woord is op my tong. Die God van Israel het gesê, die rots van Israel het tot my gespreek. 'n heerser oor mense, 'n regverdige, 'n heerser in die vrees van God, is soos die môre lig by sonsopgang, 'n môre sonder wolke, as deur die glans na die reën grasspruitjies uit die aarde uitkom. Want is my huis nie so by God nie? Want hy het 'n ewige verbond vir my daar gestel, wat in alles gereël en verseker is. Want al my heil en alle welgevalle, ja, sal hy dit nie laat uitspruit nie. Die Here het 'n groot doel met jou en my lewe. Jy is nie 'n fout nie. Hy het elke detail beplan. As jy God ken en liefhet, kan jy vol vertroue wees in jou ewige toekoms saam met hom. Maar nog belangriker, God gee vandag baie om oor jou lewe. Hy wil jou laste dra en jou voetstappe lei. Ons lees in Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Net soos 'n lamp ons voetstappe in die donker lei, verlig God se woord ons pad. God is ons kompas, wat ons altyd in die regte rigting wys, selfs wanneer ons verlore voel. God het dus belang by jou lewe vandag, maar ook elke dag. Hy stel intens belang in jou vreugde, jou probleme, ja, elke aspek van jou lewe, want hy het alles reeds gereël, soos ons dit nou net gelees het in 2 Samuel, in Psalms en ook in Efesiërs. Hy wil jou uitred uit jou probleme. Hy wil jou hartseer, jou eensaamheid vir jou dra, omdat hy ten volle in staat is om jou laste te dra en om elke tree wat jy gee te bestuur. Hy is soewerein, maar het ons 'n vrye menslike wil gegee om te kies. Daarom kan ons na hom toe gaan met ons keuses voor ons dit maak en sy leiding vra, omdat hy die verhoorder van gebed is. Vandag nooi ek jou uit om 'n stap van geloof te neem en jou lewe oorgee aan God nie. Stel jou voor dat jy al jou bekommernisse en vrese aan 'n liefdevolle Vader toevertrou, wat baie vir jou omgee. En wanneer jy kies om hom te volg, neem jy nie net 'n besluit nie, jy begin 'n ongelooflike avontuur. God beloof om in jou behoeftes te voorsien, in jou smarte jou te vertroos, en in jou 'n hoop te gee, wat standhou tot alle ewigheid. Is jy gereed om die vrede en vreugde te ervaar wat voortspruit uit die wete dat jy nie alleen is nie? As God in beheer is jou probleme nie dalk 'n geleentheid
vergroei nie? Wat as jou bekommernisse in gebede omskep word en jou vrese in vertroue? Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.